Vandag wil hy vir jou sê dat jy het 'n baie besondere geskenk ontvang van God, by al die ander geskenke, en dit is die geskenk daarvan dat jy 'n leier kan wees. En nie net 'n leier nie, 'n leier wat 'n impak kan hê op mense. En Jesus het ons kom wys wat se leier dit moet wees, en ons praat van 'n dienaar leier. Okay. So, dan weet ek, jy sit jy en dink nou 'n bietjie daaroor. So, wat ek wil hê jy moet verstaan, dat almal van julle wat hier sit, is op een of ander plek 'n leier. Waar daar 2 of 3 mense is daar 'n leier. Byvoorbeeld, as jy in 'n huwelik is, dan is daar 'n rigtinggewende leier. Dit iemand moet sê, nou gaan ons daar eet, die ander gaan sê, ek wil nie, maar weet, moet planne maak. Ek bedoel, as jy in 'n klein klasie is daar ook altyd, die eerste kennismaking met 'n leier is daai klasleiertjie, wat aangestel word, en hy sê, ja, maar die een het nogal mag, hoor, en hy het nogal perks, of sy het perks, onderwysers hou van haar, ensovoorts. En dan kom jy agter, daar is 'n hoofseun en 'n hoofdogter, en hulle is leiers in die skool, en hulle het, jy kyk op na hulle partyke, jy bewonder hulle partyke, en jy sien dat hulle nogal mense kan aanspreek, inspireer. En dan sien ons jy kry die spanleiers, soos Sia Kolisi, en so is jy dalk by jou werk 'n spanleier, of jy is dalk die president daar van Uitsaar, of van die land, of van die maatskappy, 'n CEO, jy kan noem wat jy wil eintlik, maar jy's 'n leier. En leier beïnvloed mense. En leier kan mense op mooi plekke na toe vat, want dit is net hoe mense is. En as jy die tweeetjies nou by mekaar is, van handjies vas op 'n bankie, kom doekies was op 'n plank, het ons altyd geskryf, dan is daar 'n pinkvoet wat gebore word, en hy het leiding nodig, of sy het leiding nodig. En almal van julle is ouers, en jy's 'n leier. En jy sal net nou sien die verskillende leierskappe wat daar is, en dan natuurlik ook, as jy in 'n groep is, die groepsdruk, gaan of doen wat hulle maar saam besluit, hulle is verkeerd, of het 'n leier wat eintlik hulle sy identiteit aanneem. So wat ek vir jou wil sê, of jy wil weet of nie, op 'n stadium informeel of formeel, of jy die hoofseun was of is, jy is 'n leier. En Jesus wil hê dat jy daai geleentheid sal vat om dit te omskep in 'n leergeleentheid, 'n geleentheid waar die koninkryk van die hemel mekaar raak, en dit werk net as jy 'n dienaarleier is. Dis die woord wat Jesus kom kloun het, 'n dienaarleier. Nou, ek het nou 'n geweldige preek uitgewerk vir julle. Hy was so ingewikkeld dat ek homself later nie meer verstaan het nie. Toe het ek nou vannag 2:30 opgestaan, ek hoop nie gaan vir my sê ek moes vroeër opgestaan het nie, en hom heeltemal oorgemaak, want ek het besluit ek gaan vandag stories vertel. Want ek het al in preek en lesings gesit, dit klink so goed, nee, ek wil, daai ou weet wat hy sê, maar ek weet nie wat sê hy. En ek wil hê dit moet so wees vandag. Want hierdie is 'n vreemde gedagte, en dis wat die woord doen, die Here wil ons op alle plekke dieper laat gaan, soos laas week wil hy na jou eie in 'n kind toe laat gaan het, om jou te help om te genees. Vandag, moet jy besef, hy's 'n leier. Ek gaan vir julle stories vertel, van leierskap, wil hê dit moet, weet al hoe dieper en dieper insink, en dan wil ek weer verduidelik, wat is dit wat Jesaja gesien het, want hy is die ou wat hierdie leierskap gekloon het, 'n naam gegee het, dienaarleierskap. En dan gaan ons kyk, maar hoe kan jy so leier word? Wat moet met jou gebeur om so leier te wees indien jy nog een is? Is dit reg so? So ek probeer dit eenvoudig hou, want leierskap kan partykeer geweldig ingewikkeld word. Goed, eerste storie is in 2022 het 'n man met die naam van Tom Turchik, hy's 'n Amerikaner dink ek, het hy en sy hond Savannah 'n 7 jaar journey om die wêreld klaar gemaak, waar dis 'n bekende ding wat hulle gestap het, hy het 28.000 myl gestap. Rooi is dit 70.000 kilos, ek het so gedink, min of meer. Het hy gestap in 7 jaar. Daar's ouens wat crazy gedoen, hy het dit gedoen. Ek het nogal gaan kyk hoe hy geloop het. Jy kan nie om die aarde stap nie, maar hy het so, jy moet op 'n klomp kilos loop, so hy het so geloop. So hy het nogal redelik van die wêreld gesien, sien julle dit? Ek het eintlik nie besef hy het in Suid-Amerika ook afgestap nie, maar goed. Nou aan die einde, hulle het hier op Dubai, het hulle met hom gesels. Nou vra hulle vir hom, jy het nou so ver gestap, nou wat sê jy nou, wat het jy agtergekom? So ek wil net sê, jy hoef nie 70.000 kilos te stap om dit uit te vind. Die luister wat hy sê. Hy sê, hy het agtergekom, dat alle mense op aarde, almal van ons, is oorgelaat aan die genade van konings, presidente, polisiehoofde, skoolhoofde, besluitnemers, CEO's en ouers.
Hy sê hy's daar iewers in een van die stande. Kom ons sê maar, ek weet nie wat se Oezbekistan of iets. Nou het hy gidse wat hom baie keer deur. Hy het op die straat geslaap, so met 'n tentjie, so 'n boemelaar, hè. Hy sê en dan praat hy met die en dan sê hy vat baie mense deur die land. En sy groot droom is hy wil eendag in Amerika gaan bly of gaan kuier. Nou sê Tom, daai ou gaan dit nooit regkry. Want twee goed. Hulle geldeenheid is te swak. Hy gaan nie eens 'n boot kan koop wat oor die kanaal gaan nie. Die tweede ding is, sy paspoort is swakker as die groen mamba wat jou pak. En jy mag net nêrens in gaan nie. Hoekom? Want die leiers is swak. Die sisteme wat hulle daar is swak, verstaan jy? En nou weet jy, as jy in 'n swak skooltjie was, of jy het nie 'n goeie onderwyser gehad nie, en dis leiers, wat eintlik in goed swak ouers het, dan sukkel jy begin nogal op die agtervoet. So, hierdie is 'n ware ding, dat leiers het 'n groot invloed op mense, en op jou. En so is dit ook met goeie leiers. Ons sal nou 'n bietjie hou daai een vas. In 1994 het daar 'n fliek uitgekom, die van julle wat toe nog nie gebore was, nie, maar hy het later nou weer gekom in naam van The Lion King. Ek wou net die musiek gespeel het, was bang julle spring op en julle wil nie ophou dans nie. Dis mos ongelooflik, Afrika musiek. Nou, Disney het hom genaam, Walt Disney, en sy oorsprong kom van die verhale van Moses en Josef af. Ek weet nie wie dit geweet het, en Hamlet van Shakespeare, wat eintlik daaroor gaan, dat goeie leiers skep vir mense ruimtes waarin hulle kan gedei. Dis waar dit gaan. Die Farao, weet ons, was 'n slegte leier gewees, maar Moses het uitgelei, en ons weet Josef het eintlik die Farao gaan help, dat dit goed kan wees. En Hamlet is ook maar so 'n storie, weet, waar die een ou sleg was, sy pa was 'n koning, het hom doodgesteek, en dan kom hy terug. So is iets daarvan gewees. Maar die groot saak van die storie, en julle het nou almal die fliek gesien, is daar's Mufasa. En Mufasa se vertaling in Afrikaans is die koning. En sy seun Simba. Ek dink dit kom van die chips af. Ek weet nie wat dit beteken nie. Maar en dan was daar sy boetie wat Scar was. En dan is Scar vir Mufasa doodgemaak. Maar die punt is dit. Toe Mufasa die land regeer het en later ook Simba, want hy het ons nou weer vir Scar kom doodmaak. Is nogal 'n gruisame storie, maar dis maar hoe dit gaan. Onder Mufasa het die wêreld so gelyk. Groen gewees. Dit was pragtig gewees. Maar onder Scar het dit so gelyk. Daar was nie kos gewees nie, dit was droog gewees. Die hyenas het saam met hom gejag. En wat was die verskil gewees? Die verskil was dit gewees, dat Mufasa het sy mense lief gehad. Hy het die natuur lief gehad. Hy het hulle versorg. Hy het omgegee vir hulle, en hy het hulle lief gehad soos hy homself lief gehad het. Dit wat Jesus gesê het, doen aan ander soos jy jouself gedoen wil hê, dit het hy gedoen. Wat het Scar aangevang? Scar het gemaak wat hy wil, net, dis ek, ons, ensovoorts. Nou, as jy hierdie goed kyk, jy weet, dan flits die wêreld voor jou op, jy weet. Ek sal net 'n bietjie kyk hoe lyk lande en waar dit goed of sleg lyk, maar nou kry jy 'n gevoel wat jy is. So jy moet weet, 'n leier het 'n geweldige impak. En dis op 'n storie oor 'n land hierdie, of 'n familie. As jy 'n slegte ouer is, dan is jou kinders lyk julle so Scar se kant. Mense wat net aan hulle self dink. Hulle nie verstaan wat dit is nie. So die verskil tussen hierdie twee was, die een was 'n selfsugtige, autokratiese, bombastiese, diefagtige leier, en die ander een het iets verstaan van hierdie dienaarleierskap. Dat hy 'n dienaar moet wees. Hy het sy volk gedien. En hierdie idee dat iemand 'n leier is wat vir mense 'n ruimte skep, waar kom dit vandaan? Genesis. Wat het God gedoen? Hy het die aarde, hy het nie 7 jaar gevat, hy het 7 dae gevat volgens die Bybel. En wat ek simbool is dat hy die wêreld geskep het met al sy volmaakte liefde. En hierdie aarde is 'n mooi plek. Eet maar net 'n appel of 'n peer of jy weet 'n druif, dan sien jy hoe volmaak het God goed alles gemaak. Hoekom? Want hy het uit liefde gemaak. En hy het al die mooiste skoenlappers, blomme, mense gemaak. Hoekom? Want hy wil gehad het jy moet net mooi goed sien. Want hy het jou lief gehad. Hy wil vir jou 'n nurture omgewing gegee het, dat die aarde soos hemel moet lyk. En toe sê hy maar, die mense, ek gaan vir jou aanstel, en vir Adam en Eva om hierdie plek te bestuur, soos ek wil vir julle vra om te bestuur in liefde. Gee ek dit vir julle. Hy sê, kyk na die diere, gee hulle name, kyk daarna. Man, oh man, en wat het nie gebeur nie, verstaan jy? Die eie ek
het ingetree. Ons nie respek vir God en nie respek vir mekaar gehad nie. En Adam en Eva se kinders, waar die eerste ou doodgeslaan, Kain en Abel, verstaan, dis die einde gewees. En later het daar konings gekom. En die hele Bybelse verhaal, wel tot vandag toe, die wêreldse verhaal is een van slegte konings. En slegte ouers. En slegte regeerders. En as jy die farao sien, as jy die farao hoor, dan dink jy aan 'n slegte ou. As jy dink aan die konings wat na Dawid gekom het, selfs, weet, Saul was nou ook nie goed geweest nie voor hom, want hulle sê hy wil 'n koning gehad het, en dan was daar 20, die ryk het in 2 gedeel, so daar was 20 konings in die Noordryk, en 20 in die Suidryk. En net 2 van daai 20, net 2 van die 40, want saam was dit 40 geweest, was goed geweest. Ek bedoel, dis 400 jaar se het die Israeliete onder hierdie sielose, breindode leiers het hulle gelei. En hoekom? Want hulle het nie verstaan dat daar iets is soos diensleierskap wat God bedoel het nie. En weet jy, vandag is dit nog baie keer so, ek vra vir ChatGPT of my 'n kaart uit te gooi van lande waar ekonomiese groei en menseregte saam is. Dis hoe die kaart lyk. Dit is nou eintlik scary, verstaan jy nou? Nou in Rwanda, daar's 'n stukkie in Afrika ook nogal, Rwanda in dieselfde tyd toe Suid-Afrika 1994 onafhanklik geword het. Toe daar volksmoord uitgepleeg, hulle het 1 miljoen mense in 'n week doodgekap met pangas, die Hutsi's, die Tutsi's gekap, of andersom. Dit was 'n absolute nagmerrie. Niemand het geweet daarvan. Nou is daar 'n president Paul Kagame. Ons goeie president Cyril Ramaphosa, hy haat hom. Want hierdie ou bou 'n land wat genurser is met liefde, hy het geen korrupsie in hom nie, hy streng met die weermag, daar's reëls ensovoorts, maar die land floreer. Jy's veilig daar. Dis soos hier, jy floreer en is veilig. En daar's ekonomiese groei en daar's menseregte. En dan weet ons as ons in die huis dink, wat het nou in 30 jaar daar gebeur? Kom ons praat nie in die vorige bedelinge, was baie goed verkeerd geweest, maar die probleem is, as jy in lande kom wat jy leiers het wat nie omgee vir hulle mense nie, dan lyk dit op die eind so. Nou Tom het hierdie gestap, en wat sê hy? Alle mense is oorgelewer daar, aan slegte leiers. En die dienaarleiers, die groen gedeeltes, is mense, is leiers wat hulle mense lief het, hulle versorg, soos hulle self lief het, soos wat Jesus gesê het. En dit is nou 'n ding wat begin in huise, in 'n land, maar dit vloer deur na huise toe. Ek wil in die Kaap skiet hulle 57 mense op 'n dag dood in die land. Dis net ouens wat net nie omgegee is, tikkoppe, en hulle skiet kinders dood. Ek bedoel, jy weet, en dit word toegelaat. Okay. Nou is die vraag, wat is dit wat Jesaja gesien het? Want in sy tyd het dit so gegaan soos in Suid-Afrika, of nou in die res van Afrika, ook in die wêreld. Hy sien hierdie gesig van 'n leier met 'n doringkroon op, die koning van die Jode, wat sy mense so lief gehad het, dat hy bereid was om vir hulle sondes te sterf. Hy dra 'n kruis. En toe hy opgestaan het later, toe het hy vir die hele wêreld opgestaan, vir jou en vir my ook. En wat sien hy? Hy sien 'n dienaar koning, heeltemal anders. Hy sien hierdie koning is anders, hierdie leier is anders. Hy spandeer sy tyd by die mense in die samelewing wat die minste belangrik is, en dis kinders. Kinders moet gesien word, nie gehoor word nie, want wie is hulle nou? En hy sê, die koninkryk van my behoort eintlik aan die kinders. En as jy hulle nie ag nie, dan ag jy nie vir my nie. Hy sê, hierdie leier kom en hy was die voete van sy medeleiers. Hierdie leier kom en hy maak kos vir sy medeleiers, braai vir hulle vis. Hierdie leier kom en hy loop nie by 'n man verby wat op die straat sit en 'n bedelaar is en blind is en hy laat hom sien. Hy loop nie by 'n vrou verby wat hulle na hom toe gebring het wat eintlik 'n prostituut was nie. Onrein volgens hulle wette nie. Want hy weet hulle is besig om die gereg te draai om haar dood te maak en dis nie nodig nie. Hierdie leier is die een wat met vissermanne, die mees ongeleerde mense gaan sit en vir hulle vertel van hierdie koninkryk van die hemel wat aarde toe gekom het. Wat gesê het, julle moet anders dink, my vriende. Julle is Jode, maar julle moet anders dink. Dink groter. Bekeer julle denke. Die koninkryk van die hemel het nou aarde toe gekom. En weet julle wat? Hy is in julle hande gegee. Julle is in staat om die wêreld om te swai
En dit begin, sê hy, by die huwelik. En dan gaan hy na die bruiloft van Kana, wat doen hy? Hy verander water in wyn. En net voor dit, dan sê hy van Nathanael, jy sal sien die hemel en aarde raak aan mekaar. Die engele klim op en af na die seun van die mens toe. En hy sê die plek waar hy die beste sal sien, want dis waar mense mekaar oënskynlik verliefde trou, is 'n huwelik. En dit is waar dienaarskap begin. Wat jy vir jou vrou sê, jou wens is my bevel. En sy sê vir jou wens is my bevel. En dit is wat kinders sien, en so bou dit uit verder. Dis hoekom Paulus later, wat eintlik ook 'n Jood was, gesê het, in Efesiërs 5:21, die huwelik en die wêreld werk so, uit eerbied vir Christus wat hy vir ons gedoen het, die voorbeeld wat hy gegee het, moet ons aan mekaar onderdanig wees. Almal. Hy sê die man is die hoof van die vrou, maar hy moet haar lei met liefde, hy moet onder haar inkom, en die vrou met hom eerbied betoon. Verstaan jy, jy kyk na mekaar op verskillende maniere. Hy sê kinders moet hulle ouers respekteer, en ouers moet hulle kinders ook nie sê, hy irriteer nie. As jy van goed hou nie, moet nie dit doen nie, verstaan jy? Jy moet met hulle 'n sagte pad stap. En hy sê met jou slawe moet jy reg laat geskied, en slawe moet hulle baas respekteer. Hy het ook niks so slawe nou op daai stadium. En hy sê die werk doen nie vir baase nie, jy doen dit vir God, want dis alles 'n ding wat jy doen om die wêreld in 'n liefdevolle plek te verander. Dienaars is leiers wat mense versorg, onder hulle keer, as dit jou vrou is, jou kinders is, as dit jou slawe is, as jou werknemers, omdat jy hulle lief het, soos jy jouself lief het. Dis wat Jesus kom leer. En wat sien hy dan? Waar alles begin, is toe Jesus aarde toe gekom het met sy bediening. Toe hy 30 jaar oud was, genoeg om 'n rabbi te wees, toe word hy gedoop deur Johannes, wat eintlik sy inswering as 'n koning was in 'n sekere sin. En dan kom die Heilige Gees op hom af, dan 'n stem wat sê, hierdie is my seun in wie wat ek baie lief het, luister na wat hy vir julle sê. En dan gaan Jesaja en hy gaan skryf, in Jesaja 42, namens God, wat hy gesien het, hy sê, hier is my dienaar, diensknegt. Ek stel hom aan, ek het hom uitverkies, hy geniet my guns, en ek laat my gees op hom kom. En dan gaan hy aan, en hy skryf, hy sal nie roep nie, hy sal nie hard skree nie, hy sal nie sy stem op die straat verhef nie. Hoekom nie? Want sy dade praat. Hy sal die geknakte riet nie afbreek nie. Want hy sien mense nie hoe hulle is nie, maar hoe hulle kan wees. Kinders, huweliksmaats, volkelinge. Hy sal die dowe of die dowwe lampet wat dof brand, sal hy nie uitdoof nie. Hy sal nog 'n kans gee. Want dis wat 'n dienaar leier doen, want hy het mense lief. Hy het sy mense lief oor wie hy aangestel is. En dan gaan hy aan en hy sê, selfs hy sal ook nie uitgedoof of geknak word nie, totdat hy nie my wil op die aarde gevestig het. En dis die stukkie wat Jesus se bediening, sy diensleierskap die beste saamvat. En daai woorde wat hy geskryf het, is net so, in Matteus 12:9 geskryf, net soos neergeskryf, wat hy gesien het. En dis mos die mooi van hierdie, ek het nog vir Piet vertel van die Bybel, hy het 63,000 kruisverwysings, dis een van hulle. Maar dan vat Johannes 13 het verder, en by daai voetewassing, as jy het gaan lees in Johannes 13, voordat hy die voete was, dan staan daar, Jesus het sy mense wat in die wêreld was, oneindig lief gehad. Oneindig lief gehad, sy die mense oor wie hy aangestel was. Dan was hy hulle voete. Hulle wil nie hy moet dit doen nie, en sê hy, dit is soos dit moet wees. 'n Slaaf is nie belangrik sy baas nie, die baas nie belangrik as sy slaaf. En as jy na mekaar wil kyk, is dit soos jy dit doen. Jy kom onder mekaar, jy kyk na mekaar se behoeftes. Hy sê, ek stel die voorbeeld, sê vir sy 12 disippels, en julle moet dit volg. Jy sê, jy kan nie 'n leier wees as jy nie vir God lief is nie. Nie 'n diensleier nie. Jy kan 'n leier wees, maar jy is nie 'n diensleier nie. En wat is die ding wat hy vir Petrus vra, na Petrus nou 3 keer hom verloon het? Eerste ding wat hy vir hom vra, Petrus, het jy my lief? Hy vra dit 3 keer vir hom. En eers toe Petrus sê, ek het jy lief, toe sê hy vir hom, laat my lammers wei, jy kan dan nou na my kinders gaan kyk. Ek vertrou jou nou, vir die eerste keer. En pas my skape op, jy kan die groot mense ook na kyk. Dis wat hy sê. En daai houding
van daai 12 disippels, het die kerk laat versprei tot waar hy vandag is. Die disippels het uitgegaan, Timeus is Armenië toe, Thomas is Indië toe, en hulle is reg oor die wêreld is hulle versprei. Petrus het op die eind het daar in Rome geëindig, maar as jy kyk na die groei van die kerk, na die eerste 1000 jaar was daar 800,000 mense van 12 af. Hoekom? Want dit was die leierskap geweest, en toe Constantijn, die keiser word in Rome, van die empire, wat ons nou gestrek het, jy weet, van Rome, om ten die hele stukkie waar ons bly, daai bekende wêreld, toe sê hy, ek gaan net laat Christene in my koninkryk werk, want weet jy hoekom? Want hulle het mense lief soos hulle self lief het. Want dis soos hulle meester Jesus hulle geleer. En van daar af het die evangelie eenvoudig versprei, en na die reformatie, 1517, onthou 1652 en Jan van Riebeeck Afrika toe gaan, en toe hulle ook die Amerikas toe, en toe die tronkvoëls ook ons beweeg aan Australië toe, en al die ouens het toe nou uitgegaan, en die evangelie met ons saamgevat. En skielik ontplof die kerk, so daar vandag 3 biljoen van ons is. 3 biljoen, maar daar is 9 biljoen mense op die aarde. En hoe sal mense hulle aanraak deur dit te doen? Deur daar waar jy is, 'n diensleier te wees. En dit begin by jou huis, met jou man en jou vrou. Dit begin met jou kinders, dat jy hulle bedien met die Bybel. En dit loop ook om oefen jou goed hier by die kerk, om diens te leer, om te kom speel, en dan by die werk, en almal van ons werk saam met mense wat nie glo nie. Hulle moet na jou kyk en sê, jene mens, waar op aarde kom jy vandaan? Sê nee, ek kom in die hart van God uit, dis wat ek uitgekruip het hiernatoe. En by die skool en op die sportveld waar jy is, en vir die wêreld bid jy. Dis die diens wat jy vir die wêreld gee. Julle get my drift hier. Nou is die goeie vraag, hoe word jy, ek het nou gesê die stories in Jesaja, maar hoe word jy so leier? En nou moet 3 goed met jou gebeur. Dan sal jy amptelik so leier word. So ek het nou nie 'n swaard vandag hier om dit 'n ridder te kap of 'n sir of 'n madam te maak nie, maar die ding moet gebeur, is jy moet besef, jy kan dit net doen, as die Heilige Gees jou help om dit te doen. Hierdie is nie 'n menslike ding nie, dis hoekom dit die wêreld lyk soos hy lyk. Ek bedoel, wat dink julle gaan in Suid-Afrika aan? Dat 'n triljoene dollars het geskuif van 'n plek na net 100 gesinne toe. Wat is dit daai? Dis kleptomanies. Dis nie 'n gees van God is dit daar nie. Glad in. En dis wat jy sien by mense. So waar kry ons die gees? Die Here gee sy gees vir ons. Die Vader gee sy gees vir ons, soos hy op Jesus gekom het. As jy groot gedoop is, word jy bewus daarvan dan. As jy klein gedoop is, en dis wat ons sê, een van die 5 betekenis van die doop is dat jy moet, en jou ouers moet jou vertel, dat die Heilige Gees is klaar in jou. Hy is soos die Heilige Gees, dink ek, is soos 'n decoder. Jy het op 'n stadium toe ons gebly het, toe die eerste TV's uitgekom het, en die decoders, het ons nie een gehad nie. Dan kom ek in 'n huis, dan sien ek, daar ouens het 500 kanale gehad. Hulle kan alles kyk oor die wêreld. Hoekom? Want hulle het 'n decoder, hulle kan goed opvang wat ons nie gehad het nou. Soos die Heilige Gees, hy's 'n decoder in jou, maar jy moet hom aansit op 'n stadium en sê, nou verstaan ek die Bybelstories. Ek het 'n lus om kerk toe te gaan en ek wil 'n diensleier wees. En as jy klein gedoop is, moet jy dit verstaan. Die Here wil vir jou sê, jy is my dienaar hiervoor. Jy kan dit later vat of los. Ek stel jou aan as my kind. Ek het jou uitgekies. En jy geniet my guns. En dis die eerste ding wat moet gebeur. En dan die tweede ding, is jy moet dan nie die Gees toelaat, om jou denke te verander. Te sê, ek is 'n leier, maar ek het nooit besef ek moet 'n diensleier wees nie. Ek moet my mense lief hê wat ek lei. En as ek nie het, moet ek die Heilige Gees vra, om hulle lief te hê. Om my man lief te hê, my vrou lief te hê, die kinders lief te hê, alles hulle hoe hel stout, verstaan jy? Hulle is jou kinders, jy moet hulle lei. En dan die derde ding wat jy moet doen, is jy moet beleef, hoe hierdie diensleier wat Christus is, jou kom was met sy bloed. En daardie gee hy vir jou ewige lewe, maar hy gee vir jou lewe vandag, 'n lewe van volheid, 'n lewe van nurturing, 'n lewe, en ek Susan het vanoggend daaroor gepraat, 'n lewe dat jy kan sê, ek het niks anders nodig hê. Die innerlike kind is genees, ek weet my toekoms is gewis, of verloor ek my werk,
Hy is nog altyd by my gewees, ek weet dit. En hy het daai posisie van heel wees. En omdat jy soveel gekry het, kan jy vir ander gee. En in leierskapsposisies doen jy dieselfde aan hulle as wat Jesus aan jou gedoen het. Jy gee van jouself. En alleen dan, as jy hierdie goed verstaan, dat jy besef het, die Here het my aangestel, hy ken jou by die naam, hy wil hê jy moet dit vir hom doen. Hy het jou nodig eintlik in die koninkryk. En jy laat die Gees toe om jou denke te verander en sy liefde in jou te laat uitkom. Dis dan wanneer jy 'n dienaar vir hom kan wees oor die wêreld. Dis in jou maats. En die koninkryk word gebou deur die klein dade van groot liefde, nie groot dade van klein liefde. Ek wil afsluit om te vra, watse styl het jy op hierdie stadium? Want almal, jy weet, as jy 'n maatjie is, ek het net nou gesê, almal van ons is leiers. Almal van ons het ouers wat leiers was. En partykeer, jy weet, sien mens maar hoe goed werk en jy gaan net aan, want jy weet nie van beter nie. Dit is nie wat hier by Kruispad gebeur nie. As jy pad die van die Here kruis, dan moet jy anders dink hoe jy jou lewe. As dit goed is, dan bevestig dit. As dit nie goed is nie, verander jy dit. Nou daar's klomp leierskapstyle, maar ek het net 4 uitgehaal. So ek wil kyk, jy moet kyk wat die een doen jy tans, en dan moet jy dink wat jy kan verander. Okay. So die heel eerste een is 'n autokratiese leierskap. Dis die ding, een man, een stem. Ek is die man en is my stem. Nou, wanneer die plek afbreek, of afbrand en ons moet uithardloop, dan is dit goed om dit uit te sê, luister nou wat ek sê, daar is die exit hardloop, dis veilig. Dan moet jy nie hier almal opspring en sê, hol so intoe nie, dan moet jy my vertrou, dan is dit goed, verstaan jy? Maar dis nie 'n leierskapstyl wat mense laat groei nie. Wat jy alleen doen wat jy wil. Selfs Jesus het nie eens daai styl uitgeoefen nie. Hy het met die Vader gepraat en die Gees was daar om hom raad te gee. Hoekom sal jy, liewe mens, al die wysheid en pag hê om daai styl te hê? Dan die tweede is demokraties, wat nie sleg is nie, kom ons stem ook goed. Maar partykeer, weet, in die land van die blindes is die een oog koning, jy weet, almal is blind, so hulle neem 'n stem, ons moet so maak, en kyk hoe lyk Suid-Afrika, wat 'n demokrasie geword het. Die meerderheid weet nie altyd die beste nie. Dis beter as 'n autokrasie, maar ons kyk hoe lyk Afrika. Afrika, dit werk nie excellent nie. TM en dan stem almal vir jou. Laissez-faire is 'n ander een, en dis wat baie van ons doen. Dis net, ag, die kinders sal weet waar dit gaan. Ons gaan ook oor seks met hulle praat, en ons sal self uitvind, ja, hulle leer dit eintlik in die badkamers. Daar waar niemand groot is nie, net kinders is, of whatever. En ek gaan nie met my kind praat as hy verkeerd doen nie, skool sal hom reg sien. Laissez-faire soos Eli van die Bybel gemaak het. Sy seuns het droog gemaak, maar hy het hulle net gelos. Dit het sy eie lewe gekos en hulle lewe. Dit is nie, om niks te doen nie, is nie, jy doen ook iets, maar jy doen eintlik verkeerd. En dan het jy visionerende leierskap. Wat 'n wonderlike ding is om vir kinders te vertel. Weet jy, dis wat pappa vir jou sien, jy weet, jy gaan hierdie wonderlike wetenskaplike word, of regsgeleerde drome verkoop. Maar hy sien niks van dit by sy pa of by sy ma nie. Niks van wat hulle sê nie. Dis eintlik maar projeksie. En dan kry jy die dienaarleier, wat jou pa vir jou sê, kom ek wys jou, hoe werk 'n mens hart. Kom ek wys vir jou, hoe vat mense droom en jy maak hom waar. Kom ek wys vir jou, hoe kyk jy na mense vir wie jy lief is. Maak soos ek maak. Paulus op die staan en sê, maak soos ek maak. Dan is jy 'n goeie leier. En dit is 'n diensleier. En dis die geskenk wat die Here vir jou gegee het. So ek wil hê jy moet bietjie kyk wat er van daai, jy kan by die huis gaan praat al, hè. En wat kan jy anders doen? Wat moet jy anders doen om af te beweeg na 'n dienaarleier? Die een wat die koninkryk laat kom.